te voorreg is dit nie, om nederig voor U te kan kniel, staan, ons oë toe te maak en U te aanbid, die skepper van hierdie aarde, die skepper van alles om ons, die skepper wat ons getransformeer het. En alhoewel ons vanoggend, Here, dalk 'n bietjie gaan kyk na vaders, manne, geestelike vaders, wil ek bid, Here, dat alles wat ons hier spreek tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, U het ons die voorreg gegee om as instrumente U evangelie uit te dra. En weer eens wil ons net bietjie meer van U leer, van U liefde en U genade. Binne in die familie, rondom die kerk. En Here, my gebed vanoggend is dat U ons sonde sal vergewe, ons gedagtenis sal oopmaak terwyl ons deur die woord blaai. Wees met ons nou verder, dit is my gebed in Jesus naam. Amen. So ek het vanoggend die voorreg om die Vadersdagprogram aan te bied. En jy weet, jy het nie baie tyd nie, en dan wonder ek altyd nou waar begin mens en waar eindig 'n mens? Jy weet, om vinnig 'n boodskap te bring wat nou die vaders laat goed lyk en die manne laat goed lyk, want onthou, manne is ook geestelike vaders, nie waar nie. En hoe doen mense dit? En ek dink altyd die beste is altyd om met 'n storie te begin, nie waar nie. Wie van u hou daarvan om na natuurvideo's te kyk? Natuurvideo's, National Geographic, partykeer, ek sien daar's al 'n hele klompie van julle. Op YouTube het hulle baie keer van verskillende areas en dinge. Maar jy weet, een van die dinge wat ek nou nogal van hou om te kyk, mense gaan dink dalk dit is snaaks, ek weet nie wie kan onthou nie, die ou dae, ek probeer net dink, dit was so oor die hyenas en die leeu's gewees, ek kan nou nie presies onthou wat die naam was nie, maar die ouer mense sal dit baie goed geken het, want dit was baie bekend gewees, en hoe daar altyd hierdie geveg tussen die hyenas en die leeu's was. En een van die interessante dinge wanneer jy gaan kyk, en jy kan al baie van hierdie dokumentêre gaan kyk op YouTube en so, is dat waar hierdie hyenas die trop leeu's uitbuit. So hulle het nou gedoen wat hulle gedoen het, gejag, en hulle is nou besig om daarso te eet, en dan die volgende oomblik kom hier 'n klomp hyenas en hulle storm na hierdie troppie toe. Nou gewoonlik is die welpies daar, en soos goeie moeders is, span daai wyfies om, en dit is soos, hulle sal sê, kat en honde wat beklei. Want die hyenas hou net nie op nie, hulle druk al hoe meer om by die kinders uit te kom, en die wyfies is al om. En ek sê toe vir myself in my lewe, is dit nie 'n mooi gedagte uit die natuur, hoe ons as mens ons moeders is nie. Want jy sien die volgende oomblik, dan skuif hy kamera uit, en hy skuif so na die kant toe. En hier kom daai leeumannetjie ingehardloop. En ewe skielik raak dit so stil soos dit nou is. En dis asof die hele atmosfeer verander. Jy het 'n hele trop wat besig is om te beklei en te probeer oorleef, maar as daai leeumannetjie of twee inloop, is dit asof die hele atmosfeer verander. Dit word stil tot die hyenas begin rondkyk. Want ewe skielik is daar respek en autoriteit. En hulle weet, nou gaan die gelag nie meer help nie. Jy sien, vir die eerste keer het hulle bang geraak. Eers was dit 'n gesukkel, maar nou besef hulle dis tyd om te trek. En dit is altyd vir my interessant gewees, ek onthou toe ek nog 'n jong man was, en miskien is hier van die jong mense hierso, wanneer daai leeumannetjie inhardloop, dan sê die meisies en die jong dames, ek hoop hy gaan hulle help, maar hy moet hulle net nie seermaak nie. Maar ek onthou die manne, ja, ek hoop hy kom om hulle op te voeter. Ek hoop hy maak hulle van kant. Want jy sien, wat gebeur is, God het die man en die vrou anderster gemaak. Ons staan gelyk voor hom, hy het ons anderster gemaak. Jy sien, die vrou het baie emosie en baie liefde en baie trane. My pa het altyd gesê, hulle gebruik dit om hulle oë skoon te maak, want dit is baie vuil. Tot ek nou getrou het, nou verstaan ek bietjie beter. Maar jy sien, dis nie 'n lelike ding nie, dis 'n mooi ding. Maar net so het God die man met minder emosie gemaak, met liefde
en 'n respek teenoor dit. Net soos wat hierdie leeu dit amper afdoen. Jy sien, ek wil hê jy moet vir my blaai na Efesiërs toe. En kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê Efesiërs daar. Baie bekende gedeelte. Vir al die manne, hulle hou daarvan om die eerste 2 verse te lees en dan sê hulle vir hulle vrou, sien jy, dis hoe dit werk in die Bybel. Efesiërs 5 vers 22 tot 28. En hy begin en ek lees as prins die eerste 2 verse. Hy sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Daar's hy. Het julle dit? Manne? Kom ons lees aan wat sê hy. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook aan hulle eie mans wees. Maar manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee. Kan ek jou 'n vraag vra? Christus die gemeente lief gehad het Christus enigiets op iemand afgedwing? Of het iemand hom gevolg in liefde? Hy gaan verder, hy sê om dit te heilig, nadat dit gereinig het met die warmbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit geheilig en sonder gebrek wees. En dan in vers 28 sê hy, so behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame, wie sy eie vrou lief het homself lief. Die onderdanigheid kom meer wanneer jy liefde wil volg. Presies soos ek en jy God volg. God sê nie jy moet hom volg nie, hy sê kies my elke dag. En dis presies die voorreg wat die Here vir die man gee en vir die vaders gee. Ek onthou, ek was 'n jong man gewees en baie mense ken my storie. Ek was in 12 verskillende skole as gevolg van goeie redes. My pa het hier in die noorde gebly, ons het in die Vrystaat by my ma gebly. En dan ry my pa lang naweke af om ons te kom sien. Nou een ding wat jy kan gaan vra, en jy kan die Du Plessis familie gaan vra vir Annemarie. As hulle vra hoe laat ry ons, Annemarie, hoe laat ry ons? 15:15 wanneer ons ry. Wanneer kom ons daar aan? 15:15 wanneer ons daar aankom. Maar een ding wat ek vir julle sê, as ons gesê het ons kom, is ons daar. En ek onthou hoe my stiefpa op daai stadium baie aanmerkings vir ons as jong manne gehad het, dan vertel hy my, jou pa kom nie meer nie, en ek het net omgedraai met so kort vingertjie en vir hom gesê, my pa sal kom. En dit het baie keer gebeur dat my pa eers opgedaag het, laat aande, maar het ons opgetel, Johannesburg toegevat vir die naweek, en tyd spandeer. Jy weet, baie keer dan dink ek aan ouers en vaders, wat wanneer 'n kind op 'n muur staan en hy sê vir hom spring. Hoeveel kinders spring nie? Almal spring. Hoekom spring hulle? Is dit nie doodsgevaarlik nie? Want jy sien, daar's 'n vertroue in die verhouding tussen die kind en die pa. Daar's 'n vertroue wat iets uit hom uitbring wat sê, maak nie saak wat ek doen nie. My vader het my. Maar wat skep hierdie karakter? En hier gaan ek nou vir 'n gedeelte in Timoteus lees, en baie mense sal vir my sê, ja, maar Mel, hierdie het nou net te doen met ouderlinge en diakens. Een ding wat ek en u moet verstaan as mans vandag wat hier sit. Wanneer jy hier sit, het jy God gekies. En as jy 'n priester in jou huis, of jy getroud is, ongetroud is, of jy vandag hierso sit, jy het gekies vir God om 'n priester te wees vir hom en sy volk. En wat sê hy in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 3 en vers 7? Hy sê, dit is 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Wanneer u 'n man in hierdie lewe wil wees, 'n man van 'n familie, 'n man in hierdie gemeente, mannebediening, dan meen dit is besig om op te sien na 'n opsienersambt binne in die liggaam van Christus. Dit maak nie saak of ek 'n ouderling is en
of oom die haken is nie. Ons het 'n opsienersamp waar ons sit. Hy gaan aan, hy sê 'n opsienersamp moet dan onberispelik wees. Die man van een vrou, dis nou vir die getroudes, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen gedrigter, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik. Geen strydlustigheid, geen geldgierigheid nie. En jy sien, is baie keer maklik by die huis om een ding te wees, maar dan daar buite 'n ander ding te wees. En dis hoekom ek vers 7 ingesit het. Hy sê, maar hy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in stryk van die duiwel val nie. Jy sien, ek en u is gekies as priesterdom om te lei en die voortou te vat in liefde en nie te onderdruk nie. Maar dan weet ons, die lewe, dit kom en hy gooi ons onder die wiele in. En dan vra ek altyd, wat verwag die Here van my as man, as vader, as pa? Wat verwag hy van my nie? Want jy sien, wanneer u die leiersposisie inneem in u lewe waar u ook al sit, dan meen dit u 'n groot teiken vir Satan geword. En wanneer ons sê die tyd is min, soos wat ons weet dit is nou, dink jy die Satan gaan die leier uitlos? Dink jy hy gaan die familie uitlos? Nee, want hy weet as hy die familie breek, breek hy die leier, en as hy die leier breek, breek hy die kerk. Sien nie waarna toe kom, mans, vaders, paas, wat is die groot rol wat ons nie het in hierdie Christelike gemeenskap van God nie? My volgende kort storie wat ek vir julle wil bring, gaan oor my skoonpa. My skoonpa is 'n goeie voorbeeld en hy was baie soos my pa gewees en ek onthou en ek vertel net 'n kort gedeelte waar sy dogter op 16 swanger word. Hy vind dit uit voordat sy vir hom kan sê en die volgende oomblik stop daai bakkie voor die skool en sy loop uit. En sy het nog nie 'n woord met haar pa gepraat nie. Nou stel jy voor wat jy weet, en hier stap 'n 16-jarige kind om met haar pa te gaan gesels. En die storie raak my altyd diep, omdat dit familie van my geword het. En ek sien hierdie storie in my geestesoë hoe dit afspeel, waar sy in hierdie bakkie klim, en presies so 'n vrou is, bars sy in trane uit. En al wat haar pa vir haar sê is, hy draai na haar toe, en hy vat haar vas, en hy sê vir haar, ek is lief vir jou. Ons gaan nie deurkom, moenie bekommer nie. Dis al wat hy vir haar gesê. Dis al wat sy nodig gehad het. Hy het dan nie gevra, wat het jy gedoen? Wat het jy gedink, maak jy, hoekom is jy so verkeerd nie? Hy het geweet, sy weet presies wat sy gedoen het. Hy gee haar net 'n drukkie en sê, alles gaan oké wees. En met die Here se gedade, is daai jong man vandag 23 jaar oud. En op sy pad. Jy sien, ons as mans het 'n voorreg, maar 'n verantwoordelikheid. Ek onthou die ander storie wat hy vir my vertel, en ek weet haar broer het dit ook baie vir my vertel, waar Vrydae-aande, wanneer die hoërskoolmanne hier op 18 wild geraak het, skryf die een vriend sy kar af, raai wie bel hy bel my skoonpa eerste, voor sy pa. En hy sê, maar jy moet jou pa bel, hy sê,
Ek moet iemand daar wat verstaan. My pa gaan nie verstaan nie. En die vraag wat ek hier vandag vra is, hoe sit ek en u vandag as die leier van hierdie kerk, familie en vriende, as mans en vaders? Vandag sit jy dalk hier en jy sê vir jouself, maar ek is nie 'n pa nie. Miskien vandag sit jy in die banke en ek het nie genoeg tyd om na al die stories te gaan wat ek julle kan vertel nie, en jy sit dalk in die bank en sê, maar ek het nie meer 'n pa nie, of ek is nie meer 'n pa vir iemand nie. Dan wil ek hier vandag elke man uitdaag in hierdie banke, oud en jonger. Ons kinders in die kerk het vaders nodig wat 'n voorbeeld stel. Ons het mans in hierdie kerk nodig om ons jong mense te omarm en vas te hou en te help deur hierdie moeilike tye van vandag. Ons het vaderfigure nodig, terwyl iemand dalk nooit 'n vader gesien het nie. Miskien voel jy vandag, maar ek het nie 'n vader as voorbeeld nie. My vader was nie die beste voorbeeld nie, miskien was ek bevoorreg geweest, en ek weet ek was. Baie ander mense kom uit omstandighede waar hulle sê, ek wil Jesus as my vader sien, maar as ek my pa sien, kan ek nie. Bemoedig ek met hierdie woorde u. Blaai vir my na Johannes toe. Ek het dit hierdie week gehoor en ek het dit deel van die praatjie gemaak, Johannes 14. En dis die gedeelte waar hulle hom vra waarna toe gaan hy. So wanneer u vandag hier so sit en u sê, maar ek kan nie 'n pa-figuur in die Vader sien nie, gaan lees hierdie woorde. Johannes 14 vers 5 tot 11 sê, en Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na my toe, behalwe deur my Vader nie. So hy begin eers om te sê, ek is die weg en die waarheid. En hier kom die gedeelte waarby ek wil uitkom. Daar is net om 'n bietjie inligting te gee. Hy sê, as julle my geken het, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en het hom gesien. Jy sien, baie keer sê hulle, die Ou Testament het 'n autokrasie van 'n God wat nie liefde het nie. Johannes kom en hy sê, as jy my wat Jesus is gesien het, het jy die Vader gesien. Wanneer u dalk in moedverlore straat is, gaan lees hierdie 4 Gospels, en ek beloof u, dit sal u harte verander rondom God se liefde. Hy gaan verder. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is genoeg vir ons. En luister wat sê Jesus vir hom. Hy sê, Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Julle bestudeer my Bybel. Julle doen Bybelstudies. Julle kom elke Sabbat kerk toe. Ken julle my nie? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat elk in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke. Wanneer jy hierdie evangelies lees, en jy sien wat Jesus gedoen het, en hy sê, ek en die Vader is een, besef ons weer eens, Jesus, die Vader, die Heilige Gees, is liefde. En wanneer ek en u dit kies, wanneer ek en u kies om vandag in hierdie bank te sit, kies ons liefde, soos Jesus die voorbeeld gevolg het.
En elkeen van ons as mans wat hierdie voorreg het nou 'n opdrag om vaders vir hierdie gemeente te wees. Miskien is jy vandag 'n pa in ware bloed, jou kinders sit hier en jy is bevoorreg. Dalk is daar kinders wat nie meer hulle ware paas ken nie. Ek weet dat vandat ek in hierdie kerk gekom het in 2007 het ek verder van my ouer huis afgekom, wat 'n goeie ding was. Maar ek het baie vaders ontmoet in hierdie gemeente, tot vandag toe. Alhoewel ek dalk in 'n ander posisie gesit is in diens, is al baie van die vaders wat ek nog steeds na toe opkyk. En wat vir my 'n voorbeeld gestel het. Maar moet nooit vergeet dat ons bly mens nie en kan fouteer nie. Watter plek jy jouself ook al bevind vandag, weet dat God het jou gemaak en jou geroep as man in hierdie kerk. Jong man, jonger man. Jy is bevoorreg en het 'n voorreg om vir almal God se liefde te wys. Gaan nou en lewe 'n vol lewe. Gaan nou en lewe vol lewe as vader in 'n huisgesin, as vader in 'n kerk, as vader en leier vir God se mense, as 'n vader se voorbeeld vir die wêreld. Want jy weet, soms in die wêreld sien mense nie vir God of ken God nie, maar hulle het jou gesien. Wat jy gedoen het en hoe het jy opgetree. En terwyl ek na hierdie woorde luister, en ek kyk na Jesus se lewe en wat hy gedoen het, besef ek dat Jesus het nooit die sonde afslag gegee nie. Jesus het nooit gesê, julle is half oké, dit wat julle verkeerd doen. Jesus het die verkeerd aangespreek, en hy het die reg gewys. Maar wat was die verskil gewees? Hy het sy arms van liefde omgespan en gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. Opvoeding, bladsy 57, gee 'n dringende boodskap aan elke man, nie net vader nie, elke man in hierdie kerk. Hy praat ook eintlik met vrouens, maar vandag fokus ons op die mans. Bekende woorde. Die wêreld se grootste behoefte is nie behoefte aan manne wat nie verkoop of verkoop kan word nie. Manne wat in die diepste van hulle wese eg en eerlik is. Manne wat nie vrees om sonde by die regte naam te noem nie. Manne wie se gewete so getrou is soos die kompasnaald aan die pool. Manne wat sal staan vir wat reg is, al sou die hemele val. Manne wat sal opstaan wanneer dinge verkeerd gaan, om te sê ek is 'n kind van God en my Vader dien ek. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Heer, ons is so dankbaar dat U ons deur die woord leer, dat U ons deur die woord vat. Maar Here, dat U nie net dit in woorde geskryf het nie, maar dat U dit hier op aarde kom uitleef het. En waar ons kan sien hoe U opgetree het. Wanneer ons kyk na die Godheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan besef ons maar net hoe dit alles afwerk na U gemeente toe. My gebed is, Here, dat elke man in hierdie kerk, elke vader, elke pa, hier sal uitstap in ernstige ondersoek om te sê, U het my goed gemaak en nou het ek 'n voorreg om U te dien. Mag ons leiers wees, mag ons liefde uitdra en mag ons almal in hierdie gemeente omarm en omvou.
soos wat dit U welbehaag is. Wees nou verder met ons in die lesstudie. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.